Ons tema vanoggend is leer my om u wil te doen, Here. En ons lees uit Psalm 143 van vers 1, die hele gedeelte. Hoor my gebed, Here, luister tog na my smeking. U is getrou en regverdig, antwoord my tog. Moet tog nie 'n regsaak teen my begin nie, want niemand wat leef is voor u onskuldig nie. 'n Vyand vervolg my, hy trap my in die grond, hy hou my gevange in die donker, ek is soos iemand wat lankal dood is. Ek het alle moed verloor, ek is verslae. Ek dink aan die verre verlede, ek pyns oor alles wat u gedoen het, oor die werk van u hande, dink ek na. Ek strek my hande uit in gebed na u toe. Ek is voor u soos 'n uitgedorde land. Sela. Antwoord my tog gou, Here. Ek is heeltemal gedaan. Moet tog nie van my wegkyk, dat ek word soos die wat sterwe nie. Laat my elke môre u liefde ondervind, want in u stel ek my vertroue. Wys my die pad wat ek moet loop, want my hoop is op u gefestig. Red my van my vyande, Here, want by u skuil ek. Leer my om u wil te doen, want u is my God. Laat u goeie gees my op 'n gelyke pad lei. Terwille van u naam, Here, laat my lewe. U is regverdig. Red my uit die dood. Vernietig in u trou my vyande. Laat al my teenstanders omkom, want ek is u dienaar. David, weet ons, was 'n man na God se hart. In hierdie vers 10 van Psalm 143 wat uitstaan en sê, leer my om u wil te doen, want u is my God. Laat u goeie gees my op die gelyke pad lei. So in Dawid se omstandighede waarin hy is, met die vyande, en hy voel moedeloos, en hy voel alles is te veel, en hy weet nie wat vir hom voorlê nie, en hy voel down in the dumps, is dit sy gebed wat hy bid en sê, Here, leer my u wil, en laat u goeie gees my op 'n gelyke pad lei. En dit is nogal vir my mooi gestel, want ons sal sê, laat die Heilige Gees, maar Dawid bid hier, en hy maak dit 'n bietjie anders, en hy sê, laat u goeie gees my op 'n gelyke pad lei. En wanneer 'n mens praat oor die wil van God, ek het dit agtergekom, hoe meer 'n mens navorsing doen, hoe meer vind jy uit. Want die dag as jy die wil van God verstaan, dan is jy in die hemel. Want ons sal nooit ten volle God se wil verstaan. Ons kan uit die Bybel uit 'n klomp gedeeltes kry, en ons kan 'n klomp dinge raak sien oor wat God se wil is en die uitvoering van God se wil. Maar om God se wil te verstaan is net so groot, want hy is God. Hy is nie 'n mens nie. Hy bly God. Nou Paulus skryf vir ons in Efesiërs 5 vers 17, moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te wete kom wat die Here wil dat julle moet doen. Die Griek sê, moenie foolish wees of stupid wees nie, of mindless of ignorant wees nie, maar verstaan wat die wil van God is. Met ander woorde, moenie dink, dis nou maar so nie. Dis die wil van God. Mense hoor baie keer dat mense in 'n situasie net sê, dit was die Here se wil. Maar amper so half asof dit is die oplossing van die probleem. Dis die Here se wil. So, dis nou maklik om hier uit te kom. Maar dan besef ons regtig dan die kern van wat dit beteken om te sê, dis die Here se wil. Wat is die impak daarvan? Om te sê, dit is die Here se wil. En daarom, om te verstaan wat God se wil is, vra van my harde werk. Dit vra van my om te gaan probeer uitvind wat is God se wil. En ons kan ook so maklik sê, dit is so moeilik om God se wil te verstaan, so laat God water oor God se akker loop. Laat dit nou maar so wees. Net
om myself half uit hierdie situasie uit te kry. Nou die wil van God word van baie duidelik in Eksodus 20 uiteengesit. God se wil sê dat God is soewerein en hy wil nie dat sy godheid met iemand anders deel nie. So dit is God sy ultimate wil. Hy is die enigste God. Hy is die enigste Here. Daar is niemand anders buite hy nie. So God wil hê dat ek en jy hom moet dien en net hom alleen. God wil nie hê dat enige iets anders of enige iemand anders sy plek sal oorneem. En dit is wat ek en jy vir mekaar gaan moet sê, is ek binne God se wil, dan moet ek myself vra, is God eerste in my lewe? Is God prioriteit? Is God die mees belangrikste in my lewe? Ja, dit is 'n vraag wat ons maar vir onsself moet vra. Want dit is wat God se wil is. Hy is die enigste God en daar is niemand wat met hom gelykgestel kan word nie. Hy is die God wat sondes vergewe. Hy wil ons sondes vergewe. Soveel so dat Jesus aan die kruis gesterf het. En om daai konsep te verstaan sê hy, ek straf tot in die 3de en 4de geslag. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag. Want hy is 'n God wat wil vergewe. So hy is 'n God van liefde. Hy is 'n God van omgee. Hy wil vergewe. Dit is ook God se wil. Hy wil hê dat ons sy naam moet heilig hou. Hy wil hê dat ons sy naam moet aanroep. Hy wil hê dat ons 'n verhouding met hom moet hê. Hy is nie maar net. Hy is die almagtige God. En hy wil hê dat ons werk en alles doen wat ons moet, maar die 7de dag moet ons rus. God wil hê ons moet hom as Vader kan eerbiedig. Ons moet hom as Vader kan liefhê. God wil hê dat ons sy Seun Jesus Christus as ons verlosser en Here kan ervaar en kan aanvaar. God wil hê dat ons die Heilige Gees moet nooi om in ons te woon en die Gees toelaat om deur ons te werk. Dis God se groot wil. En dan, die tweede wat daarmee gelyk staan, is God wil hê dat ons 'n verhouding met mekaar moet hê. Dis God se begeerte dat ons teenoor ons medemens reg moet optree. Ons moet, soos wat Eksodus 20 vir ons sê, ons moet nie iemand anders wil seermaak nie. Ons moet respek hê vir ons ouers. Ons moenie ons lewensmaats skade aandoen. Ons mag nie steel, want dit kom iemand anders te na wanneer ek steel. Ek moenie 'n vals getuienis aflewer nie, want dit breek die verhouding. Dit breek dit wat vir God belangrik is, goeie verhoudings, breek dit wanneer ons vals getuienis aflewer. Mag nie begeer nie. Want die oomblik wanneer ek begeer, en ons het, dink ek was donderdag wat ons daaroor gepraat het, verskil tussen, ek wens ek het so mooi huis gehad, of ek wens ek het op so 'n lekker plek gebly, of wat ook al. Dis een ding, maar om te begeer, beteken ek gaan alles moontlik doen om dit te kry, al moet ek ander mense seermaak in die proses om dit te ontvang. En dit is wat hoekom begeer so verkeerd is, want begeer sal ander mense te nakom terwille van wat ek wil hê. So ek gee nie om wat ek moet doen om dit te kry nie. Ek gee nie om jaag nie, solank ek net dit kan kry, want dis wat ek begeer, dis wat ek wil hê. Ek sal alles doen om dit te kry. Dis hoekom begeer so verkeerd is. 1 Tessalonisense 4 vers 3. God wil hê dat ons heilig moet lewe, dat ons moet weerhou van onsedelikheid
wat ons moet weerhou van die verkeerde. Dit is God se wil. So, ek dink julle begin nou verstaan, God se wil is nie sommer net, is dit nou God se wil dat dit nou moet reën of nie, of is dit nou God se wil dat ek nou moet plant of nie? God se wil gaan in die eerste plek oor sy soewereiniteit, oor wie hy is, en in die tweede plek gaan dit oor verhoudings, en dat ek heilig moet lewe. Dis 'n keuse wat ek moet maak. So God maak sy wil baie duidelik aan ons bekend. Micha 6 vers 8 brei dit nog verder uit en sê, mens, die Here het aan jou bekend gemaak wat goed is. In die eerste plek, hy vra dat jy sal geskied. Daar's 4 dinge in 1 Tessalonisense 4. Ek kan dit maar lees. 1 Tessalonisense 4 vers 3. Dit is die wil van God, dat julle heilig moet lewe. Eerste plek, weerhou julle van onsedelikheid. Elkeen van julle moet weet dat hy met sy vrou heilig en eerbaar moet saamlewe. Julle moenie deur hartstog en begeertes gedrywe word soos die heidene wat God nie ken nie. Ook mag niemand hom in hierdie verband te buite gaan en sy broer bedrieg nie, want die Here straf sulke dinge. So het ons julle trouwens al vroeër gewaarsku. Ons het julle nadruklik daarop gewys. Dis God se wil dat ons heilig moet lewe. En dan Micha 6 vers 8 is daar die 4 punte wat sê, in die eerste plek vra hy dat jy reg sal laat geskied. Act justly. So as ek die wil van God wil doen, moet ek reg laat geskied. As ek die wil van God wil doen, moet ek liefde en trou bewys, love and mercy. So dit is eintlik meer genade as trou, nee. And what is mercy? Mercy is a compassionate kindness and often undeserved forgiveness shown towards someone whom one has the power to punish, harm or just harshly. So mercy, ek het die mag om iemand te straf en echt te straf, maar ek maak die keuse om daai persoon te vergewe. Dis mercy. As ek die wil van God wil doen, dan moet ek nie net grace toepas, maar mercy. Dan moet ek mense wat dit verdien om gestraf te word, moet ek genade kan bewys. Moet ek bereid wees om te vergewe. Want dis wat Jesus gedoen het. Dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God. En dan om die Here te dien. Dit is wysheid. Om bedagsaam te lewe. Walk humbly before God. Walk humbly before God. So dis die 4 goeders wat van God se wil. Ons moet reg laat geskied. Ons moet liefde en genade betoon. Ons moet humble voor God wees en ons moet die Here dien. Dis wysheid. En dit is God se wil. Dis wat God van ons verwag. Hierdie 4 punte is baie duidelik sigbaar in Jesus se lewe. Jesus het reg laat geskied. Oral waar hy beweeg het hy reg en geregtigheid laat geskied. Jesus het liefde bewys. En dan het hy aan my en jou, wat die dood verdien, wat die hel verdien, wat eintlik die straf moet kry, het Jesus op hom geneem en hy het vir ons genade kom bewys, vir dit wat ons eintlik die straf voor moes kry. Jesus was nederig voor die Vader, want hy het die hele tyd, hoeveel keer staan daar nie in die skrif nie, dat Jesus het gegaan om te gaan bid. Jesus het sy Vader se wil uitgevoer. Jesus het in die tuin van Getsemane het hy gebid, Vader, as dit U wil is. Hy leer ons in die gebed, leer hy ons bid. Vader, laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Ons is so maklik. Ek wil in Jesus se voetspore volg. Ek is so maklik, maar ek het my hart vir die Here gegee en ek wil nou in Jesus. Nou as jy wil die wil van God uitvoer, dan moet God
jou ultimate eerste wees. Dan gaan dit die tweede plek to act justly. Ek en jy moet regverdig wees in alles. Ek en jy moet liefde en genade betoon teenoor almal. Ons moet nederig wees voor God. En ons moet God dien. Het is maklik om te bid, Here, laat U wil geskied. Het is maklik om te sê, Here, leer my U wil. Maar dit is so eintlik maar duidelik in die Bybel vir ons uiteengesit. Ek en jy moet net die wil begin leef. Die wil van God begin uitvoer in ons optrede. Die volgende wat God se wil is, Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het, sodat elkeen wat hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Johannes 6 vers 40 sê Jesus, dit is die wil van my Vader. Wat is die wil van my Vader? Dat elkeen wat die Seun sien en in hom glo, die ewige lewe sal hê. En ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. So wat is die wil van die Vader? Dat elkeen wat vir Jesus sien, in hom sal glo, en dan die ewige lewe sal hê. En dat hom op die laaste dag uit die dood sal opstaan. Dis God se wil vir jou. Dis sy ultimate wil vir my en vir jou. Dat ons Jesus Christus as verlosser sal aanvaar. En dat ons die ewige lewe sal hê. Jesus het gebid, Vader, as dit U wil is, laat hierdie beker by my verbygaan, nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Jesus het geweet wat vir hom voorlê. Maar dit was die wil van die Vader dat Jesus moet sterf, sodat ek en jy die ewige lewe moet kry. Want 2 Petrus 3 vers 9 sê vir ons, God wil nie hê dat enige iemand verlore moet gaan nie. God wil hê dat almal hulle moet bekeer. God wil nie hê mense moet hel toe gaan. Punt. Hy wil hê almal moet hulle bekeer. Dis hoekom Jesus gesterf het. Dis hoekom God die grootste opoffering gemaak het wat enige wese kon maak om sy seun te laat sterf vir mense soos ons. Wie van julle is bereid om 'n kind te laat offer ter wille van ander? Nie een van ons nie. Om God se wil uit te voer is om te besef, soos met Jona, waar Jona op die verkeerde pad is, waar God se wil was dat Ninive julle moet bekeer, en waar God gesê het, as julle bekeer, sal ek julle red, maar as julle nie bekeer nie, dan gaan ek julle vernietig. So God se wil is dat hulle moet bekeer, en daarom stuur hy vir Jona na Ninive toe, om sy wil uit te voer. En dit is hoekom dit so belangrik was toe Jona het pad gevat het, dat God Jona van hy skip af moes kry en hom terug moet bring Ninive toe. Want God se wil was dat die mense van Ninive hulle moet bekeer. In Jeremia 18 vers 7 tot 10 sê die Here dat hy nasie sal afbreek, dat hy sal uitroei en sal vernietig. Maar wanneer die nasie hulle bekeer, sal hy afsien van sy straf en hy sal die nasie bou en hulle vestig. Hoor julle wanneer God sy wil verander? God verander alleenlik sy wil wanneer mense tot bekering kan kom en hom as God aanvaar. Dan verander hy sy wil. Ek gaan hierdie mense vernietig, ek gaan hierdie mense in die verderf instuur, maar wanneer jy tot bekering kom en tot inkeer kom, dan sal ek my straf onttrek. Wat het in Sodom en Gomorra gebeur?
Daar was niemand wat tot inkeer wou kom. Selfs al is daar gevra, Here sê nou maar net daar is net 50 mense. Here sê nou maar net daar was net 10 mense, of Here sê nou maar net daar was net 1 persoon. God was bereid om sy wil te verander ter wille van 1 persoon om tot bekering te kom. God se wil is 'n lewenswyse. In Tessalonisense 5, vers 16 tot 18 sê, wees altyd bly, bid gedurig, wees altyd dankbaar, want dit is die wil van God vir jou deur Christus Jesus. As jy na die direkte vertaling direk uit die Grieks uitkyk, dan staan daar, want dit is die wil van God vir jou deur Christus Jesus. Wees altyd bly, bid gedurig, wees altyd dankbaar. Ons sê ons maklik, daar is altyd iets om voor dankbaar te wees, nee. Maar is ons dankbaar? Vat maar die omstandighede waarin ons nou is. Wie van julle is dankbaar vir die omstandighede waarin ons nou is? Maar ons is dankbaar dat God saam met ons in hierdie omstandighede is. Ons is dankbaar dat ons na God toe kan gaan. En net sê, Here, ons weet nie wat u wil is nie. Ons weet nie wat u plan is met al hierdie gemors waarin die Suidelike Afrika nou is nie. Maar een ding weet ons, dat u wil hê dat elkeen tot bekering moet kom en u Seun Jesus Christus as verlosser moet aanvaar. Hoe kan ek God se wil verstaan? Dit is moeilik, want ons kan nie eens God verstaan nie. Hoe moet ons sy wil verstaan? In die eerste plek moet ons besef dat God se wil is belangriker as my wil. Want ons kan vinnig hakke kap as ons wil. Ons kan vinnig stilstype kry as ons wil, as die Here se wil nie my wil is nie. Maar dat die Seun van God die volgende bid om te sê, moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos u wil. En in onze Vader leer Jesus ons, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so op die aarde. God se wil is baie groter as my wil. Want God sien die groot prentjie. God sien alles raak. God sien wat gaan gebeur wanneer my wil uitgevoer word. Dink net vir 'n oomblik, as God jou wil elke keer uitgevoer het, waar sou jy vandag gewees het? Ek dink daar sou baie mense minder gewees het op die aardbol, nee. En dan gevra dat almal wat ontpla, dat hulle net 'n bietjie moet verdwyn. Ek dink dit sou totale chaos gewees het. Want ek wil dit hê, maar jy wil net mooi die teenoorgestelde hê. En dan? Wat dan? Dit is vir 'n rugbywedstryd. Net een kan wen. En die een wat altyd wen, is God. Maar ek moet leer om God se wil bo my wil te stel. En hoe kry ek dit reg? En dit waar die goeie gees inkom. Waar Romeine 12 vers 2, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe, dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. As jy wil weet wat God se wil in jou lewe is, moet jy ook kop wees.
Jy moet nie one-track-minded wees nie. Jy moet God vra om jou denke te verander en denke te vernuwe. En dis nie maklik nie, want ons almal sê ons ek is so gemaak en so gelaat staan. Dis hoe ek groot geword het. Ons kry mos almal daai klisjées. Ek wil nie my denke verander nie, want dis hoe ek groot geword het. Ek wil nie my denke verander nie, want dis waarin ek gemaklik is. Dis wat ek verstaan en dit is wat vir my as mens aanvaarbaar is. Maar dan sê God, laat die Gees julle denke verander. Julle gedagtes vernuwe, sodat ons elke dag anders dink oor God. En dat ons kan leer wat sy wil is, en dat ons meer kan leer van hom. As jy wil hê dat God se wil in jou lewe moet geskied, dan moet jy God toelaat om met jou kop te werk. Nie net met jou hart. Ons moet God toelaat om hierdie hardkoppigheid van ons te verander, sodat ons meer Godgerig kan wees en minder selfgerig kan wees. Ons moet toelaat dat die Gees in ons denke ingaan en ons meer leer van wie die Vader is. Want ons kan tog so hardkoppig en so halstarrig wees van dis wat ek glo, dis hoe dit is en dit is en sit alles so in boksies. Maar daai boksie moet net nie in mekaar raak nie. Dan is my vraag net, en dit is my vraag vir myself, hoe pas God in my boksie in? Wat ek maak? En dan raak ons kwaad, wanneer God se wil anders is as my boksie. Maar dit is vir God niks om 'n boksie oop te skop nie. En dan sit jy oop en bloot. En dan kan God sy wil uitvoer. Die oomblik wanneer my boksie oop is, en ek nie meer my wil gevorm het en my mure gebou het soos ek dit wil hê nie, dan kan God se wil in my lewe begin inwerk. Ek moet aanvaar dat God se wil groter is as enige iets anders. My wil en jou wil en die persoon langs jou se wil is nie altyd dieselfde nie. Maar God se wil is konstant. En daarom moet ons toelaat dat hy ons denke verander. Ek is nie meer wie ek was toe ek in Gansie gekom het, want ek moes 'n paar kopskuive maak. Ek moes toelaat dat God my denke verander. Ek is nie meer wie ek was toe ek, nou vat ek baie terug, 24 jaar terug predikant geword het. Ek is nie meer wie ek was toe ek, nou gaan ek nie jaar sê nie, matriek geskryf het nie. Want my denke verander konstant, want jy leer nuwe goed, jy hoor nuwe goed, en God is konstant besig met jou. Jy kan nie maar net sê, ag, dit is ook gemaak en dit is ook gelaat staan is, nie? Jy kan nie maar net sê, maar dit is ook groot geword het, nie? Laat God jou verander deur jou denke te vernuwe. Wat kan ek as gelowige doen? Wees sensitief vir die leiding van die goeie Gees. Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Of soos Dawid sê, almal wat hulle deur die goeie Gees laat lei, is kinders van God. En ek werk jou aan God. Jakobus 4 vers 7 wat sê, bid met afwagting. Hebreërs 4 vers 16 sê, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid en genade gehelp te word. En dan Johannes 14 vers 15, wees gehoorsaam aan God se opdragte. As julle my liefhet, sal julle
my gebooie uitvoer. God se wil is nie altyd so maklik nie. Maar God se ultimate wil is dat elke mens tot bekering sal kom en nie verlore sal gaan nie. God se wil is dat ons hom as God sal erken en niks anders nie. God se wil is dat ons mekaar sal hanteer soos wat Jesus ons kom hanteer het. En dan natuurlijk ken ons die woorde, ken hom in alles wat jy doen, en hy sal jou paie gelyk maak. Daar is nog baie om te sê oor die wil van God. Kan God sy wil verander? Sy ultimate wil verander hy nie. Hy wil hê dat almal tot bekering moet kom. Maar hy kan sy wil verander soos wat hy gemaak het met Hiskia. Hiskia wat sterwend was en Hiskia wat gepleit het en gesê gee my net nog 'n kans, en God het dit toegelaat dat hy nog 15 jaar geleef het. Maar dit verander nie die ultimate wil van God dat almal hulle moet bekeer. Wanneer ek bid, laat u wil geskied in my lewe, dan kom meld ek eintlik aan vir diens en sê, Here, gebruik my om u ultimate wil uit te voer. En dis om vir mense van u te vertel. Dis om die boodskap van die evangelie uit te dra na mense rondom my. Mag God ons leer hoe om sy wil uit te voer in elke situasie waarin ons is. Daar waar jy besig is met jou dagse lewe. As jy bid in die oggend en jy sê, Here, laat u wil vandag in my lewe geskied, om dan toe te laat dat God jou gaan gebruik om sy wil te laat geskied. En dan moet ons soos Dawid bid, al is dit hoe moeilik, al is die omstandighede vir ons op hierdie stadium heeltemal de mekaar. Moet ons juis in hierdie omstandighede bid en sê, leer my om u wil te doen, want u is my God. Here, ons weet nie wat om met hierdie back and cloud te maak nie, dit is chaos, die hele land is gestop, almal kry swaar daaronder. Ek weet nie wat die wil van God daar is nie, maar ek kan bid en ek kan sê, Here, leer my om in hierdie situasie u wil te doen. En dan vra dit dat ek ook sal wees vir die leiding van die Heilige Gees, want daai twee goed gaan hand aan hand. Dat ek die Here vra om my te leer wat sy wil is, moet my ore oop wees vir die stem van die Heilige Gees. Mag God elke van ons lei. En mag ons in hierdie omstandighede waar ons vandag in is, sy wil raak sien. En mag ons die keuse maak, dat die Heilige Gees ons lei. Amen. Here, wanneer ons oor die wil van God praat, dan kom ons net agter hoe klein ons regtig is. Here, want ons bid baie keer net vir u wil in die situasie waarin ons is, in ons eie huis, of in ons eie dorpie, of ja, hier ons gaan verder in Botswana, of Suidelike Afrika, Here, maar daar is miljoene mense wat vra vir u wil. Leer ons om die ultimate wil uit te voer, en dit is om mense disippels te maak. Here, ek bid vir elke wat vanoggend in hierdie kerk is, ek bid dat u ons sal leer, ek bid dat u ons sal lei, deur u goeie Gees, sodat ons u wil in ons lewe sal raak sien, en sal aanvaar, en ook ons deel sal doen, in Jesus se naam. Amen.